Die woord narcis is al hoe meer op almal se lippe, veral met die toenemende aandag aan persoonlikheidsversteurings en die manier waarop mense in hulle werk en persoonlike lewe met ander te doen kry. Vandag gesels ons met die vryskutjoernalis en skrywer van die boek Ek, herken en hanteer narciste, Riet Rust. En Riet gaan insigte deel oor hoe 'n narcis jou werksomgewing en ook persoonlike verhoudings kan beïnvloed en hoe jy jouself teen hulle manipulasies kan beskerm. Riet, altyd 'n voorreg, baie welkom by Goeiemôre, Good Morning. Goeiemôre. Goed, nou ons hoor dikwels die begrip, wil ek amper of sê narcissisme, maar jy noem die persoonlikheidsversteuring narcisme. Hoe so? Ek het gedink narcissisme is 'n verskriklike lang woord en dit klink ook nie vir my Afrikaans nie. En ek het gaan kyk in die woordeboek na vertaling van narcissism en staan daar onder meer narcisme. Toe dink ek dis die woord wat ek gaan gebruik. En hoe het dit gebeur dat jy 'n boek oor hierdie onderwerp geskryf het? Sari het my gevra want ek dink hulle besef teen hierdie tyd ek is mal oor sielkunde en ja, die reaksie op die artikel was absoluut oorweldigend en ek het besef, dis nie so dat ons 'n narcis onder elke bos wil uitskop nie, hulle bestaan regtig en daar's baie van hulle. So ek het dit verskriklik geniet om te skryf en ek het as gevolg van die reaksie gedink, definitief is dit 'n boek werd. En ek dink ek stem heeltemal saam met jou. Ek bedoel, dis so 'n insiggewende boek en ek dink elke persoon moet die moeite doen om daai boek in die hande te kry en dit te lees, want dit is belangrik om hierdie soort mens te kan uitken. Maar as jy nou 'n kort definisie van narcissisme of narcisme moes gee, wat sou dit wees? Hulle het 'n sin van verskriklike grootsheid, hulle het 'n gebrek aan empatie en definitief is hulle verslaaf aan bewondering. Dis soos hulle dwelm wat hulle eenvoudig moet hê en as hulle dit nie kry nie, is hulle verskriklik ongelukkig en verkrummel in 'n klein bonneltjie. So dit is redelik uitputtend om in jou lewe te hê. Goed, nou baie belangrik, watter eienskappe het so 'n persoon? Want ek bedoel daar is 'n verskil tussen narcistiese trekke en dan ook narcistiese persoonlikheidsversteuring. Ja, as jy 'n paar trekke het, dan sê net maar jy's iemand wat manipuleer. Dis nou een van die eienskappe van 'n narcis. Maar dan is daar ook 'n narcistiese persoonlikheidsversteuring wat baie erger is. En die persoon kan voldoen aan 9 eienskappe of 5 daarvan definitief wat 'n psigiater of 'n sielkundige dan kan klassifiseer. En aan hulle is daar nie veel salf te smeer nie. Jy kan leer om hulle te hanteer, maar jy moet maar eintlik maar hardloop, jou rooi skoene uittrek en hardloop. Ja, dit is ook 'n gebrek aan empatie. Hulle is vreeslik aanspraakmakerig. Jy weet hulle oordryf ook hulle prestasies. Hulle sal misbruik neem van ander mense, hulle sal ander mense uitbuit, verskriklik jaloers. Jy kan nie eintlik hulle kritiseer nie, want hulle kan dit nie vat nie, want hulle het eintlik 'n baie swak selfbeeld. Hulle dink hulle is suksesvol en briljant, maar ja, die selfbeeld is broos en hulle is verskriklik hoogmoedig en arrogant en dink natuurlik hulle is baie beter as ander mense. Ja, die tyd is besig om ons so stadig maar seker in te haal, so ek gaan so 'n bietjie aanbeweeg deur vir jou te vra. Daar is blykbaar meer mans as vroue wat narciste is. Hoekom is dit die geval? Ja, omtrent 75% van narciste is mans. Hulle het meer testosteroon as ons, so hulle kan reageer, hulle kan woedend en aggressief word en hulle is ook nie geneig om te praat soos ons met ander mense nie. So hulle sien alles as 'n bedreiging en dan ontplof hulle. En dit het ook met stres te doen. Hulle het meer kortisol as ons, so hulle kyk uit vir bedreiging en hulle reageer baie vinnig as iemand aan hulle verkeerde kant kom. Goed, wat is die oorsaak van narcisme? Is daar 'n spesifieke oorsaak? Ja, daar is nogal, dit kan 'n genetiese komponent wees, maar kenners sê dat die opvoedkundige deel daarvan speel 'n groot rol. Soos byvoorbeeld, in die begin dan voorsien die ma nou in 'n baba se emosionele en fisieke behoeftes en later aan
Nie eintlik nie, dan begin hulle albei die kind kritiseer en miskien verwerp en die kind laat glo jy is nie goed genoeg nie. En dan soek so 'n kind die heeltyd goedkeuring. Ja, hulle het eksperimente met tweelinge gedoen en agtergekom, tweelinge wat geskei is en agtergekom, definitief is daar ook 'n genetiese komponent wat hulle optree, albei van hulle met narcistiese eienskappe. So, maar ek dink nog steeds, in my ervaring en my navorsing, is dit meer hoe ouers die kind hanteer. En dis eintlik baie hartseer, want daai persoon het heeltyd 'n narcistiese wond en hy gaan heeltyd soek vir goedkeuring. Ek sê nou hy, maar vroue kan net sulke erger narciste wees as mans. Riet, ek het nog soveel vrae, maar hopelik kan ons weer met jou gesels, want ek wil graag weet in watter beroep daar die meeste narciste is. Maar baie dankie vir jou tyd en jou insig. Bly ingeskakel hier by Goeiemôre, Good Morning. Ons is nou weer terug. Jy is steeds by Goeiemôre, Good Morning. Ons almal dink ons kan gewoonlik agterkom wanneer iemand jok. Maar hoe waar is dit regtig? Vandag gesels ons met Marcus Coetzee, 'n sielkundige en spesialis in leenopsporing van SALX wat werk met tegnieke soos kognitiewe onderhoudvoering om waarheid van leuns te onderskei. Marcus, Goeiemôre, Good Morning. Hartlike welkom. Dankie. Mense dink hulle kan regtig maklik agterkom wanneer iemand jok, maar hoe akkuraat is leenopsporing eintlik? As jy my ma vra, dan sal sy sê 100%. Ek kon nooit vir haar jok nie. Die waarheid is omtrent 54%. Net meer as 'n kansvat. Want ons is so geleer om goedjies weg te steek, om nie die waarheid te vertel nie, om onsself te bevoordeel of om onsself uit die moeilikheid uit te hou, dat hulle het 'n studie gedoen in 2022 en hulle het gevind dat net 54% van die keer is jy eintlik akkuraat. So jy kan dink dat die persoon vir jou jok, maar dis nie juis verkeerd. So jy het eintlik daai gawe by mamma geërf? Nee. Dis nie 'n gawe nie. Ons het hard geleer, Ja. want daar's baie goed wat jy leer. Ja. Mense bly mens en daar's baie goed wat vir jou dan wys as hulle nie die waarheid vertel nie. Marcus, wat is van die algemene goed waaroor mense die meeste jok of 'n wit leentjie vertel? Dis maar gewoonlik om hulle self uit die moeilikheid uit te hou. As jy iets gedoen het wat jy nie moes doen nie, as jy iets gedoen het en jy weet jy gaan raas kry, jy gaan in moeilikheid kom by die polisie, by jou baas, iets vergeet om 'n werk te doen, aan die hond jou huiswerk geëet. So dis maar meer om uit die moeilikheid uit te bly vir jouself. Jy kry kwaadwillige leenvertellers, soos die narcissiste. Maar meestal is dit, ons sien dit maar as 'n wit leentjie, maar dis nie altyd, dis nie goed nie. Ek wil bietjie gesels oor kognitiewe onderhoudvoering. Dit klink na so 'n fascinerende onderwerp. Wat behels dit? So, dis 'n gespesialiseerde manier van ondervraging. As ek jou vra, 'n vraag van, kom ons sê byvoorbeeld, jy was vanoggend op die N1 gewees, daar het 'n rooi kar agter in 'n blou kar en vasgery. Dan vra ek jou wat het gebeur? Nee, 'n rooi kar het agter 'n blou kar vasgery, maar dis nie die volle waarheid nie. Kognitiewe ondervraging help jou om die hele waarheid vir my te vertel sonder jou vooraf opgestelde idees. Want jy het 'n sekere geskiedenis van goed wat jy altyd na oplet, goed wat jou fascineer, jy sal meer dit onthou, en die KI, cognitive interviewing, fokus daarop om die hele prentjie te kry. Goed wat jy dink wat nie belangrik is vir my belangrik. Soos byvoorbeeld, jy het ook die diesel geryk 500 meter voor die ongeluk waarop die karre gegly het. Maar jy kom dit nie agter nie, want niemand vra jou daaroor nie. Waar in cognitive interviewing vra ons jou waar jou dag begin, alles tot en met daai insident. En wat het jy geryk? Wat het jy gehoor? Toe jy by die huis uit is, wat was jou gemoedstoestand? So dit gaan oor die hele pakket van die mens wat jy ondervra, van die begin van sy dag af tot die insident. Want al die sintuie speel eintlik 'n rol in hoe mens iets ervaar. Ja, alles speel 'n rol. Liggaamstaal is ook 'n goeie, ek wil nie sê indikasie nie, maar as jy iemand se liggaamstaal kan lees, kan dit eintlik vir jou nog inligting gee oor of hulle vir jou jok of nie. Liggaamstaal is baie belangrik. Belangriker is wat meeste mense graag wil hê. Wanneer ek praat, wanneer jy praat, luister jy om 'n antwoord te gee.
maar die subtiele tekens is in die liggaam en dan ook in die stemtoon en die spoed waarteen hulle praat. Dit het alles te doen met jou basislyn. Ek sal nou as ons geleentheid het gou daaroor praat, maar jou liggaamstaal is baie belangrik. Die fout wat mense maak met liggaamstaal is, ons is geleer as iemand links bo kyk wanneer hy hom 'n vraag vra, dan jok hy, want hy probeer kreatief wees. As dit my basislyn is, my menswees kyk altyd links bo wanneer iemand met my praat, of ek kyk niemand in die oë nie. As gevolg van kulturele opvoeding, dan sê 'n ander kultuur, maar die persoon jok vir my, want hy kan my nie in die oë kyk en my antwoord nie, maar dis nie waar nie. Dis daai persoon se basislyn. So jy moet verby dit kyk. Liggaamstaal is uiters belangrik, maar dit moet in Engels sê hulle clusters gelees word. Daar moet 2 of 3 wees wat saamstem, dan weet jy daar's misleiding wat plaasvind. So, hierdie is vir my so interessant. Ons het net onder 'n minuut oor. Ek wil vir jou vra, hoe ervaar mense vir jou wanneer hulle weet wat dit is wat jy doen? Hulle is versigtig en hulle is verkeerd. Want mens kan nie, daar's groot tekens wat wys as iemand 'n leuen vertel. Ja. Maar meeste mense is al so ervare en goed gekondisioneer dat hulle subtiel die leuns vertel. So vir my om hier by jou te sit en jy sê vir my wanneer ek jok, is nie ek gaan deel van die 54% wees. Ek moet 'n basislyn skep. Wat is jou mannerisms, jou lyfstaal en so voort. Maar ja, wanneer mense dan hanteer jou anders, wat jammer is, want dan vertel hulle jou eers die waarheid. Dankie Marcus. So interessant. Marcus Kutse van SalX.